Die instelling van die nagmaal. Jesus het geweet wat God se plan is. Jesus het na sy mense toe gekom om in hulle plek gestraf te word vir hulle sonde. Maar sy disippels en volgelinge het dit nog nie verstaan nie. Hulle het nog nie besef dat wat Jesus vir hulle sou doen, vir hulle die ewige lewe sou beteken. Die tyd vir die Paasfees het al hoe nader gekom en Jesus wou graag saam met sy vriende hierdie spesiale ete eet. In daardie tyd het die mense gestap na waar hulle wou wees en die paaie was stowwerig en vuil. Die mense in daardie tyd het ook net sandale gedra, met die gevolg dat hulle voete vuil geraak het as hulle van plek tot plek gereis het. Daar was by elke huis in daardie tyd 'n skottel met water en 'n handdoek. So, as jy inkom by die deur, is jou voete gewas en afgedroog en dan kon jy die huis binne gaan. Die aand toe Jesus en sy vriende by die huis aankom, was hulle voete lekker vuil. Terwyl almal besig is om reg te kry vir die ete, het Jesus opgestaan en 'n handdoek om sy middel gebind. Hy het 'n bak met water gevat en sy disippels se voete een vir een begin was. Sy disippels was verbaas en hulle kon nie glo dat hy dit doen nie. Toe Jesus by Petrus kom, het hy geweier. Jesus, u gaan nie my voete was nie. Maar Jesus het geantwoord. Petrus, ek moet dit doen. Jy verstaan nog nie nou nie. Jy sal nog. Ek moet jou voete was, sodat jy ook die ewige lewe kan hê, sê Jesus. In daardie geval, Here, antwoord Petrus, was dan sommer my hele lyf. Jesus het gelag en Petrus se voete gewas. Net soos ek julle voete was, het Jesus gesê, moet julle mekaar se voete ook was. Hiermee het Jesus sy disippels geleer hoe om mekaar en ander mense te dien. Nadat Jesus al sy disippels se voete gewas het hulle om die tafel gaan sit om te eet. Jesus sê toe vir almal daar, dis baie swaar vir my om hierdie vir julle te sê, maar een van julle gaan my vyande help om my te vang. Sjoe, die disippels was geskok en verbaas om dit te hoor. Wie sou dit nou wees? Het hulle saggies onder mekaar gefluister. Die disipel langs Jesus leun toe oor en vra vir hom, Here, wie is dit? Die een wat sy hand saam met my hand in die bak steek om kos te neem. Dit is hy wat my gaan verraai, sê Jesus. En Jesus, wat nog altyd geweet het dat dit Judas is wat hom gaan verraai, het vir Judas gesê, gaan doen wat jy moet doen. En Judas is daar weg. Jesus het brood geneem, God daarvoor gedank, die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam, vat dit en eet dit. Jesus het die wyn gevat en vir die disippels gegee en gesê, hierdie is my bloed wat gaan vloei. Drink dit en elke keer wat julle brood breek en wyn drink, dink daaraan dat ek julle sondes wegneem en dat julle in 'n nuwe verhouding tot God kan staan. Ook elke keer as ons die nagmaal gebruik, dink ons aan hoe lief Jesus ons het. Hy was gewillig om vir ons sonde aan die kruis te sterf.